Goeiedag luisteraars. Verlede week het ons gesels oor die 7 wonde van Jesus. Ons het gekyk na die wond aan sy hoof, die doringkroon. Ons het gekyk na sy verbryselde rug. Ons het ook gekyk na sy deurboorde hande en sy deurboorde voete. En dan het ons ook gekyk na sy sywond. Vandag gaan ons bietjie gesels oor die 7 kruiswoorde van Jesus wat hy uitgespreek het aan die kruis. En ons begin by sy eerste woorde waar hy gesê het, Vader, vergeef hulle. Ons lees in Markus 11 vers 25, waar Jesus sê, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Jesus se vergifnis was genoeg, en ek noem net 'n paar punte, alhoewel daar ver meer is om op te noem, maar sy vergifnis was genoeg vir sy disippels, wat die nag ingevlug het, toe hulle die nodigste gehad het. Dit was genoeg vir die wat hom valslik beskuldig het, en uitgeskree het, kruisig hom. Dit was genoeg vir die soldate, wat hom gemartel het, bespot het, hom verbrysel en deurboor het. Dit was genoeg, en dit is nog steeds vandag genoeg, vir elke sondige mens. Sy vergifnis is genoeg, vir die wat jou seer gemaak het, of seer maak. Die regoppaal op Golgotha simboliseer God se vergifnis en die vertikale dwarsbalk simboliseer die vergifnis aan mekaar met Jesus as die middelpunt. Jesus verwyder ons sondes so ver as die ooste van die weste en hy dink nooit weer daaraan nie. In sy vergifnis word ons teruggevat tot ons oorspronklike status nog voor daar enige sonde was, tot voor die grondlegging van die wêreld. Tweedens het hy gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. 2 misdadigers weerskante van Jesus het met hom gespot, maar iets gebeur met die een misdadiger. Ergens tussendeur alles, wat op daardie oomblik besig was om te gebeur, het hy begin besef wie Jesus is. Hy bely met sy mond dat Jesus koning is, en sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer U in die koninkryk kom. So wanneer Jesus vir ons sê, dink aan my, as julle my liggaam eet, en my bloed drink. To do it in remembrance of me, to have communion with me, dan sê hy vir ons, come in union with me. Met ander woorde, jy raak een met Christus, en so kom jy in sy rekord, en in sy DNA, en kan jy verstaan hoe kragtig die gedagte aan hom is, vir dit wat hy vir jou en my gedoen het, en deur dit ontvang ons meer as waarvoor ons ooit kon bid. Hierdie man bely sy skuld en vra Jesus om net aan hom te dink, wat vir hom goed genoeg sou wees. Maar Jesus kom en gee hom meer as net 'n gedagte. Hy gee aan hom die versekering dat hy saam met hom vandag in die paradys sal wees. Hierdie man het 'n keuse gemaak om te glo. Net so bly dit vandag, elkeen van ons se keuse om te kies tussen lewe en dood. Om te kies om te glo en dieselfde verwagting te hê wat daardie misdadiger wat langs Jesus gehang het, ook te hê. Jy gaan nie vrees beleef as jy besef hoe lief God jou werklik het nie, en hoe lief jy hom het nie. So laat ons dan nou soos daardie man aan die kruis die keuse maak en besef wie Jesus is, wat hy vir ons aan die kruis kom doen het. Toe het Jesus gesê, daar is jou seun, en daar is jou moeder. Die prentjie wat in Jesaja 52 vir ons geskets word, oor hoe Jesus aan die kruis gelyk het, is nie 'n volmaakte mooi beeld nie. Hy het gelyk soos 'n omgeploegde land. Ek dink vir die wat dit aanskou het, moes dit oorweldigende emosionele oomblikke gewees het. Kan jy jouself indink hoe dit moes wees op daardie oomblik? Met hierdie woorde kon dit wees dat Jesus die fokus van sy moeder se pyn wou verlig, sodat sy anders na hom sou kyk, behalwe as haar seun, maar eerder as haar verlosser. Jesus het ook geweet Johannes verstaan wat liefde is. Hy wat sy kop teen sy bors kom lê het, en so kon Jesus sy moeder ook aan Johannes toevertrou het. Terwyl ons vandag in eenheid, in communion met Christus verkeer, is Heilige Gees besig om ons van binne te verander, om meer soos Jesus te word. So wanneer jy daardie diepe compassion met iemand kry, wat voor jou staan, wat besig is om uitmekaar te val, en hulle lewe in stukke wil breek, weet dan, dit is Heilige Gees in jou, wat jou leer, hoe om daardie persoon te hanteer, wat niks anders is, as om deur die compassion van Jesus Christus op te tree nie. Om te lewe soos Jesus, leer Heilige Gees ons,
in daaglikse uitdagings, situasies en omstandighede, om vir mekaar te bid, mekaar lief te hê, medelee te hê, en om hoop te gee aan die wat hopeloos voel. Heilige Gees sal ons altyd leer om nader aan Jesus te lewe, hoe om te wees soos Jesus. Al het Jesus soos 'n omgeploegde lamb aan die kruis gelei, nogtans was hy die volmaakte offer, en dit is daar aan die kruis waar hy jou droefheid en alleenheid kom oorwin het. Toe roep Jesus uit, my God, waarom het U my verlaat? Vir 3 ure was daar duisternis op aarde. Daar was op 2 vorige kere ook ongewone duisternis. Die eerste keer was in Genesis 2 vers 1, toe God 'n diepe slaap oor die mens gebring het, 'n ribbebeen uit Adam se sy geneem het, en ook in Genesis 15 vers 12, toe daar 'n diepe slaap, 'n groot duisternis oor Abraham geval het. Hierdie misteriese duisternis aan die kruis, het die skeidsmuur geword tussen mens en God, waar ons sondes vir sy aangesig verberg geword het. Ons dink en sê baie keer, deur die wonde van Jesus is daar vir ons genesing. Maar ons moet ook besef, dat in daardie selfde tyd van duisternis, het alle magte van die duisternis hulle aanvalle teen Jesus geloods. Daarom kan ons weet, dat Jesus ook vir elke aanval en vloek teen jou en my, reeds aan die kruis, die oorwinning behaal het. Jesus breek die stilte met die vreesaanjaende kreet, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Jesus het nie sy Vader verwyd, wat besig was om te gebeur nie, maar hy het uitgeroep, uit die magtelose put van die mensehart, wat soms nie kan verstaan, hoekom die sleg met 'n mens gebeur nie. Hier het Jesus reeds vir elke verwerping, vir elke beproewing en droefheid aan die kruis vir ons gedra. Toe sê Jesus, ek het dors. Jesus het tydens sy bediening baie verwys na lewende water, wat elke mens moet drink. Hierdie kragtige woorde van, ek is dors, soos hy ook aan die Samaritaanse vrou by die put gesê het, sê Jesus reeds, dat God op soek is na ware aanbidders, in gees en in waarheid. Die vraag is, hoe geestelik dors is ons, en hoeveel smag ons regtig na die Heilige Gees? Die vraag is, hoe geestelik dors is ons, en hoeveel smag ons regtig na die fontein van lewende water, wat ons dors sal les. Daar lê 'n geweldige mysteriese salwing in dors, want hierdie dors sal jou vat, dit sal jou diep vat, om uit die rots Jesus te wil drink. Dit gee jou die verlange na waters van rus, wat jou innerlike kalmte van Jesus se vrede sal gee. Die salwing van dors beskerm jou teen die bose wat rondswerf in waterlose plekke. So wanneer ons gaan drink uit die verkeerde geestelike fonteine, sal ons altyd dors bly. So laat ons keuse maak om te drink van die fontein van lewe. Toe roep Jesus uit, Tetelestai, dit is volbring. Jesus het vir ons die beeld van God kom voltooi. Hy was God wat vlees geword het. Ons kom wys wie God werklik is. Tetelestai het 3 betekenisse, wat op verskillende maniere gebruik was. Eerstens, 'n meester sou sy dienskneg 'n opdrag gee, en as daardie opdrag voltooi was, het die dienskneg gesê, Tetelestai, met ander woorde, die opdrag is voltooi. Net so is Jesus deur sy Vader gestuur met 'n spesifieke opdrag, wat ons in Markus 10 vers 45 kan lees, want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Die woord was dan ook gebruik deur priesters. Die Jode moes offers sonder rimpel of vlek gee, wat eers deur die priesters ondersoek was, voor dit op die altaar geoffer kon word. As daar geen fout gevind was met die offer, het die priesters gesê, Tetelestai. Net so was Jesus, God se perfekte foutlose offer, sonder vlek, sonder rimpel en sonder sonde. Hy was die volmaakte offer. Dan was die woord ook deur die handelaars gebruik. Die woord was gebruik as iemand se skuld opbetaal was, en is dit so ook op hulle kwitansies aangeteken, Tetelestai, paid in full. Toe Jesus aan die kruis die woord Tetelestai uitroep, het hy gesê, die opdrag is voltooi. Hy was die perfekte, foutlose offer, sonder sonde, sonder rimpel of vlek, en die skuld het hy ten volle betaal, en niemand het ooit weer nodig om daardie prys van die kruis te betaal nie. Laastens het hy uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Die Jode het altyd die woorde gebruik voor hulle gaan slaap het, met die gedagte dat hulle gereed is om die drome en gesigte te ontvang van hoe God met hulle wou praat. Maar Jesus spreek sy absolute vertroue uit om veilig deur sy Vader ontvang te word. Hier leer Jesus ons dat as hy self dit nodig gehad het om hierdie woorde aan sy Vader uit te roep, hoeveel te meer het ons nie nodig om hierdie woorde uit te roep nie. Om nader aan God te kom,
hom ten volle te vertrou in elke area van ons lewens. Ja, maklik is dit beslis nie, om elke dag jou kruis op te neem en Jesus te volg nie. Die aanslag van die vyand is nie keerbaar nie, maar met die wete dat God alles nuut maak elke môre en dat jou gees in sy hande gereed gemaak word vir 'n nuwe dag, waarin jy kan jubel en sê, dit is die dag wat die Here gemaak het. Al vrees ons hierdie woorde, weet ons, dit is die begin van die oomblik waarin jy God die reg gee om alles in jou lewe te verander, want hy weet reeds die plan wat hy vir jou en vir my lewe het. Met hierdie woorde het Jesus geweet, sy lewe is nie verby nie, maar hy kon uitsien om weer aan sy Vader se regterhand te sit. Net so, wanneer ons gees oorgee in sy hande, is ons veilig by hom, daar waar niks ons uit sy hande kan ruk nie. Ons kan uitsien na 'n beker wat nie gedrink sal word, voordat ons nie self saam met Jesus aan daardie tafel sit nie. Soos wat Jesus aan die kruis met sy uitgestrekte arms gehang het, so het hy vir jou en vir my lewe, van die begin tot in alle ewigheid aan daardie kruis gehang. So ek hoop vandag julle verstaan bietjie meer en 'n bietjie dieper van wat Jesus vir ons kom leer het aan die kruis en vir dit wat hy vir ons kom doen het. So in kort, hierdie 7 kruiswoorde van Jesus leer ons dat al het mense hom probeer seermaak, hom probeer verneder of doodmaak, het hy nie kwaad met kwaad probeer vergeld nie. Al het hy die mag en die krag gehad om dit te doen, maar inteendeel het hy hulle met liefde vergewe. Hy het medelee aan hulle bewys en daarom kon hy sê aan sy Vader, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En net soos Maria nie na haar seun as mens gekyk het nie, maar as haar verlosser, moet ons ook na hom kyk as ons verlosser en nie as 'n swakkeling aan 'n houtkruis nie. Om te wees soos Jesus gaan beteken, jy gaan ook ergens verneder word, ontbloot word. Ons mag selfs gedood word terwille van sy naam. Die oomblik toe Jesus sy gees oorgee in die hande van sy Vader, het hy hom ten volle vertrou om sy lewe te bewaar en te herstel. En net so moet ons daardie vertroue in Jesus hê. En omdat Heilige Gees binne jou is, die trooster wat Jesus gestuur het toe hy na sy Vader opgevaar het, is hy by jou. Omdat jy jou gees oorgegee het in sy hande, kan jy weet, jy is veilig. Jy is nie alleen nie, en niemand kan jou uit sy hande uitruk nie. Hy wat lig is, het klaar met die duisternis aan die kruis afgereken, en dit is reeds waarom ons nie nodig het om die magte van die duisternis te vrees nie. Want jy sien, Jesus self aan die kruis het gesê, Tetelestai, paid in full, dit is volbring. Soos wat jy nou met sy bloed en sy liggaam in jou hande gaan stil raak, dan dink jy aan hierdie 7 kruiswoorde van Jesus, wat vir jou die pad kom gelyk maak het in 'n verlore gaande wêreld. Sien dan hoe sy lig die duisternis kom oorwin het. Kom ons bid saam. Aba Vader, vandag kom ek voor U, waar ek klein en nietig voel, omdat U my so lief gehad het, dat U U enigste seun vir my gegee het, om aan 'n houtkruis te kom sterf, vir my oortredinge, ongeregtighede en elke emosionele toestand. Jesus, U vergifnis was genoeg vir U disippels. Dit was genoeg vir die wat U gemartel het en bespot het, hulle wat U tot die dood toe veroordeel het, en daarom weet ek vandag dat U vergifnis genoeg is vir my. U verwyder my sonde so ver as die ooste van die weste, en U dink nooit weer daaraan nie. Here, dankie dat U Gees my dag vir dag verander om te wees soos Jesus. Dankie Jesus, dat wanneer ek aan U dink aan die kruis, sien ek nie net 'n verbryselde liggaam nie, maar ek sien hoe U my stikkend op U geneem het, hoe U my kom reinig het, en ek weet, daar is niks vandag wat my uit U hande sal kan ruk nie, want dieselfde Gees wat U uit die dode opgewek het, leef binne in my, en daarom kan ek weet, dat U by my is, elke oomblik van die dag of nag, en weet ek, dat U my nooit sal verlaat nie. Dankie Jesus, dat ek van U kan kom drink, wat my dors sal les, en vul met lewende water, wat sal borrel soos 'n fontein. Tetelestai, dit is volbring, het U uitgeroep, want die prys was betaal vir ieder en elk van ons vandag, en het ons nie nodig om aan die houtkruis te gaan hang, want U bloed en U liggaam was reeds genoeg. Here, vandag roep ek uit, in U hande gee ek my gees oor, en plaas ek my lewe in U hande, omdat ek U vertrou, tot die einde toe wat U my kom haal. Dankie Jesus vir die kruis. Amen.